Goeiemôre, liewe vriende. Vergun ons om by hierdie geleentheid ook namens Hubertina gemeente en die gemeenskap aan julle as familie die Here se troos toe te bid. Elma en jou gesin, Berend en dan ook Bertus wat na die opname sal kyk en ook daarin sal deel. Die res van julle familie, mag die Here julle ryklik vertroos. Jy weet, by 'n geleentheid soos hierdie is al God se liefde en vertroosting deur die Heilige Gees op julle gefokus. Want die Heilige Gees is ons trooster en dit is 'n oomblik van hartseer wanneer hy al sy troostvolle liefde op julle wil fokus. Mag dit vir julle vandag 'n besondere geleentheid wees. Ja, julle is dankbaar dat sy verlos is. Daar is troos in julle harte. Almal het gewag, ook in gebid, dat die Here haar lyding nie te lank moet maak nie. En so die Here haar ook op sy tyd kom haal, na 'n baie geseënde lewe. En ons wil vanmôre ook haar nagedagtenis eer. Op die pamfletjie staan dat met liefde onthou ons Engela Maria van Rooyen, gebore op 26 Mei 1941, oorlede 23 Maart 2017. Op die begrafnisbrief staan die volgende: aan ons hemelse Vader kom toe al die eer en lof en danksegging vir die tyd wat hy vir ons 'n moeder, 'n ouma, 'n suster en vriendin geleen het. Klein voetjies, maar het groot spore agtergelaat. Haar goedheid en guns sal gemis word. Agterop die pamflet is daar 'n aantal familiebriewe. Ek glo julle het dit ook vanmôre deurgelees van haar naasbestaanes. En so onthou hulle vanmôre ook vir haar as hulle deur haar fotoalbum blaai. Kom ons word stil voor die Here en dan bid ons saam. Here, ons God en ons hemelse Vader, ons aanbid U vanmôre deur U Seun Jesus Christus. Here Jesus, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. O Heilige Gees, U is ons trooster. En ons dank U, Here, dat U vanmôre harte wat seer is vertroos met U liefde. Ons dank U vanmôre, Here, vir die lewe van Engela van Rooyen. Ons dank U, Here, vir haar nalatenskap, haar voorbeeld wat sy gestel het, dade van liefde wat sy gedoen het. Dankie Here vir die ma en ouma wat sy was vir haar kinders en kleinkinders. Dankie Here dat U haar ook so gebruik het in die samelewing en in U kerk. Here, wil U vanmôre ook U woord vir ons oopmaak, sodat ons ook vanmôre daardeur getroos word en ook sal lig en krag kry vir ons pad wat voorlê. En dit bid ons in die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Liewe vriende, terwyl ons saam gesels het oor die diens van vandag, het Manus en Elma vir my nou hierdie Bybel saamgebring. En dit is nou Engela se Bybel. En daarin het hulle sekere gedeeltes gewys waar sy aantekeninge by gemaak het. En toe het ons besluit dat ek nou vanmôre uit hierdie Bybel van Engela gaan voorlees. En spesifiek dan by Efesiërs 1. Efesiërs is die boek waarin Paulus die lof van God besing vir al sy weldade. In Efesiërs 1 vanaf vers 1
vanaf vers 3 tot 14, word al God se weldade in Christus Jesus opgesom. In 'n baie kort perikoop. Alles wat God vir ons in Christus gedoen het, staan hier. In hierdie gedeelte het engele al die werkwoorde onderstreep. Met ander woorde, dit is dit wat hy gedoen het vir ons, het sy onderstreep, en aan die einde daarvan het sy haar eie kommentaar hierop gelewer en het ingeskryf met 'n pen. So kom ons lees by Efesiërs 1, die opskrif bokant hierdie gedeelte is lof aan God vir sy genade. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade wat hy in sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Onderaan hierdie gedeelte het Engela met 'n pen geskrywe in haar eie Bybel. In liggaam en siel, in lewe en sterwe, behoort ek aan God. My liewe broers en susters, watter ander belofte of ander troos is daar wat ons by 'n graf meer kan troos en kan krag gee as dit? Troos oor die een wat heen gegaan het, maar ook troos en krag vir ons wat agterbly en wat nog moet lewe. Die troos is die troos van die Heilige Gees, as die Heilige Gees
alles wat God vir ons in Christus doen, aan ons verkondig, in ons harte beseël, vir die waarheid in ons harte skrywe, dat ons dit kan glo, en dat ons kan sê, maar dit is waar. Kom ons kyk kortliks na 'n paar dinge, wat Paulus hier noem, wat die Here gedoen het. In die eerste plek sê hy aan God al die eer, omdat hy vir ons seën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Waar is die hemel? Die hemel is daar waar God is. Al die seëninge van die Gees daar waar God is, in die hemel, maar ook op die aarde. Dat ons nou reeds in 'n verhouding, in verbondenheid met God kan lewe, en iets van die hemel se vreugde kan smaak. Alles wat God gedoen het, is myne en deel ek nou reeds daarin. En dan staan daar, en hy het ons, nog voordat die wêreld geskep is, uitverkies. My liewe broers en susters, 'n mens kan nie oor die uitverkiesing redeneer nie. Jy kan net oor die uitverkiesing die Here loof en prys en sê, dankie Here, in Christus Jesus het U my uitverkies. En dan staan daar, hulle wat hy uitverkies het, vir hulle het hy verlos, en van al hulle sondes het hy hulle vrygemaak. Verlos, sodat ons saam met Paulus in Romeine 8 kan sê, en nou is daar geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. Ons is vrygespreek, en dan sê hy, ons is sy kinders, van ons het hy sy kinders gemaak. 'n Kind van God vir altyd. 'n Kind van God, wat altyd lewe as God se kind. Daar kom nooit 'n afsnypunt nie. Daar is nooit 'n tyd, wanneer ek vir 'n kort tydjie nie God se kind sal wees nie, ten spyte van my tekortkominge, ten spyte van al my sonde en swakhede, is ek vir altyd God se kind, onder alle omstandighede, soms met vuil hande en met 'n skaam gesiggie voor God, maar voor God my Vader. Hy bly my Vader en ek sy kind. En as die dood intree, dan bly ek altyd nog God se kind. En God gaan hulle wat sterwe op aarde, gaan God nooit een kan sit, kan ons sê in menslike terme, in 'n aparte kamertjie nie. Waar ons weer moet wag om met God verenig te word nie. Nee, ons is op aarde reeds God se kinders, en ons sal vir ewig en altyd God se kinders bly. Sodat ons saam met Paulus kan sê, dood, waar is jou angel? En ook saam kan vra, wie en wat kan ons skei van die liefde van Christus? Selfs nie die dood nie. Niks kan my as kind van God van die liefde van my Vader skei nie. O, en dan staan daar, hy het ons deel gemaak van sy gemeente, deel gemaak van God se volk. En ook hier sal ons vir Engela kan onthou, as iemand wat so lief was vir God se gemeente. Die kort rukkie wat ons nou maar vir haar geken het, maar soos die verhaal oor Engela maar loop, lewenslang was sy lief vir God se kinders, en vir sy gemeente, en vir sy kerk, en het sy ingeskakel, het sy gedien waar sy kon gedien het. Jy self sal nou weet, in die kerkkantoor, as ouderling, die afgelope tyd, as ouderling van Huis Formosa, die organisering van die bidure, die lei van die sang daar,
die diens wat sy daar gelewer het, tot die einde toe. Die laaste stukkie waar ons nog heerlik ook kon saamwerk met die Kersmark, toe was sy eintlik al reeds so 'n bietjie siekerig. Maar sy was lief vir die Here en vir sy gemeente, en so het sy vir die Here dankie gesê, omdat sy deel was van God se volk. En dan sluit Paulus af met die werk van die Heilige Gees. Dan sê hy, die Heilige Gees is die waarborg. Die waarborg van wat God vir my gedoen het in Christus, maar wat hy ook vir my nog sal doen. Ek lees oor hierdie gedeelte waar iemand die volgende geskryf het oor die werk van die Heilige Gees. Toe sê die persoon daar, as jy die werk van die Heilige Gees in jou eie lewe kan sien, hoe dat hy jou lewe stelselmatig verander, as jy daardie veranderende werk van die Heilige Gees in jou lewe kan agterkom, hoeveel te meer sal die sekerheid in jou hart ook groei, deur dieselfde Gees, dat God ook verder alles sal doen wat hy beloof het. En mag dit nou vir ons wat agterbly dra. As al hierdie dinge waar is, en as die Heilige Gees ons oortuig van dit wat Christus gedoen het, en as die Heilige Gees ons oortuig van die ewige lewe en die lewe hierna, hoeveel te meer kan jy en ek vanmôre verseker wees, dat dieselfde Gees van God ook al die ander beloftes vir jou en my sal bewaarheid. En dit dui nou op ons aardse pad. Alles wat ons vandag nodig het, al my kwellinge, al my sorge, my persoonlike gebede en kwellinge, ons landse probleme, die droogte, en so kan ons maar aannoem, dinge wat bo ons vuurmaakplek is, maar waaroor God beloof, vertrou my, ek sal. Elke dingetjie waaraan jy nou dink, ook ten opsigte van jou eie toekoms, kan jy vanmôre die waarborg hê, die versekering, vir elke tree van jou lewe, vir elke antwoord wat jy moet kry, vir elke greintjie krag vir jou lewe, sal God sy beloftes deur die Heilige Gees bewaarheid. So waar as wat dit is, dat die Here jou gered het, so waar sal hy jou tree vir tree lei, tot die einde toe. Daarom kan ons mos nou verstaan, waarom engele onder hierdie gedeelte skrywe, in liggaam en in siel, in lewe en in sterwe, behoort ek aan God. Daardie versekering is ook jou versekering, deur dieselfde Heilige Gees wat ons oortuig. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God en ons hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre hierdie selfde loflied in ons harte kan hê en dit kan sing. Ons wil vanmôre jubel en juig oor God se groot dade. Ons wil vanmôre al die eer en al die lof aan U kom toebring, Here. Here, dit is U wat ons uitverkies het. Here Jesus, dit is U wat vir ons gesterwe het. O Heilige Gees, dit is U wat uitgestort is en wat in ons harte lewe. Dit is U wat ons oortuig van die waarheid, wat ons lei in die waarheid.
wat ons troos as ons hartseer is, en wat altyd by ons bly, sodat ons nou reeds hemel op aarde kan hê, in 'n stukkende gebroke wêreld, in verganklike liggame wat siek word en sterwe, kan ons nou reeds getuig, in liggaam en in siel, in lewe en in sterwe, behoort ek aan God. Dankie daarvoor, Here. Ons loof U naam. Amen. Dit is vir my werklik 'n eer en 'n voorreg om die volgende bedankings van die familie aan U voor te hou. Dit is bykans onmoontlike taak om iemand uit te sonder, maar ons wil graag die volgende mense spesiaal bedank. As iemand se naam dalk uitgelaat word per abuis, dan vra ons nou alreeds om verskoning daarvoor. Ons is dankbaar vir elke bydrae wat elkeen gedoen het. 'n Baie spesiale woord van dank aan Dr. Staak en sy spesialistspan, as ook die verpleegpersoneel van George Provinsiale Hospitaal, wat hulle so mooi oor ons moeder ontferm het. 'n Spesiale woord van dank aan al die personeel van Huis Formosa, wat haar met soveel tere liefde versorg het, voor haar opname, sowel as bykans 2 maande voor haar afsterwe. Die omgee en bemoediging deur die senior personeel sal in ons harte bly koester. Dankie vir elke drukkie en elke geselsie om die stilte te breek. Dankie Suster Elsie vir jou ondersteuning in die vroeë oggendure toe Mamy verhuis het na haar nuwe woonplek. Ons sal eer julle. Dankie aan Dr. Olivier vir die besoeke die laaste paar weke. Groot dank aan Dr. van Greunen, wat verskeie kere my ma in die siekeboeg besoek het en die ambulansreëlings. Baie dankie ook aan Dr. Okkie vir u raad en ondersteuning deur die afgelope maande. Julle optrede word opreg waardeer. 'n Woord van waardering vir die inwoners van Huis Formosa, vir julle kuiers en opregte belangstelling voor en tydens haar siekte. Dank aan Dominee Jaco vir die onderskraging en die besoeke aan ons moeder en aan ons aan huis. Groot waardering daarvoor. Groot dank aan Helene Schreiber vir die reëlings en Oudtshoorn begrafnisdienste, vir julle bydrae om ook hierdie dag mooi en vlot te laat verloop. Baie dankie aan Dominee Andrei vir die besoeke aan ons moeder en die mooi wyse waarop u die blye evangelie van môre gebring het. Alle eer aan die Vader vir sy genade. Dankie meneer Gresse vir die mooi begeleiding, as ook Belinda Ferreira vir die voorbereiding van die kerk en die kerksaal. Dankie aan Tinus vir die klank en die opneem van die erediens, sodat Bertus en sy gesin in Nieu-Seeland deel kan wees van hierdie verrigtinge. Groot dank aan Huis Formosa en die vrouediens van Jubertina vir die tee en die verversings na die tyd in die kerksaal. Dankie vir die liefde waarmee julle ook dit vir ons doen. Dankie aan al die dames wat ons van heerlike etes voorsien het. Ons het 'n hele paar kilos opgetel gedurende hierdie tyd. Mag die Vader julle weer op sy wyse ook seën. Elma wil tog so 'n paar mense uitsonder wat hul gesin ondersteun het die afgelope maande. JD se personeel, dankie aan elkeen van julle se opregte belangstelling, drukkies en gebede. Vir elkeen se hulp en liefde. Sy het dit al gesê vir julle, maar wil dit weer sê. Daar is nêrens in die wêreld 'n kantoor soos JD se wat soveel vir mekaar omgee nie. Daai, Christel, Claudie, Sabrina en Maree, ek dank julle. Tannie Aletta en Tannie Amanda vir julle liefde, besoeke en huisvesting tydens my ma se siekte.
Tannie Libby en die gereelde besoeke en ongelooflike ondersteuning. Ma Gertie en Pa Mike vir julle liefde, volgehoue ondersteuning en gebed. Lindy vir jou ongelooflike ondersteuning en bemoediging in hierdie paar maande. Ek kon elke keer maar net die foon met 'n kalme gemoed neersit. Zaan, vir jou wil ek besonder bedank. Eerstens vir die ondersteuning van Berend en tweedens dat jy bereid was om vanaf Natal vir 3 weke ma in die hospitaal te ondersteun toe dit vir ons baie moeilik was. Johanita, ook vir jou wil ek sê dankie dat jy Bertus ondersteun daar ver oor die waters. Dankie dat jy telke male ook van jou kant af probeer het om lig op ma se siekte te kon kry en dat jy soveel moeite gedoen het om met ma te praat al kon sy nie terugpraat nie. Dan aan my liewe man Manus en my dierbare kinders, dankie dat julle party daar maar op die genade moes leef, wanneer ek tussen George en Jubertina moes pendel. Dankie vir julle ongelooflike geduld en liefde. Ek is baie lief vir julle. Groot dank aan die gemeentes van Jubertina en Misgind. Almal wat ons familie ondersteun het tydens my ma se siekte en met haar afsterwe. Elke oproep, elke drukkie, elke boodskap, elke besoek en elke bemoedigende woord word opreg waardeer. Berend wil ook graag vir die Kopo gemeentelede bedank vir hulle gebede terwyl ma siek was, as ook boodskappe van meegevoel. Hy wil ook aan hulle vriende by Dagel baie dankie sê vir hulle ondersteuning. God is getrou. Alle eer en alle dank aan hom dat hy sy kinders gebruik om sy werk hier op aarde te volbring. Baie dankie. Geagte familie, vriende, Dominee Andrei en inwoners van Huis Formosa wat by ons ingeskakel is, vir my is dit 'n besonderse eer en groot voorreg om vandag 'n houdeblyk van Wyle Engela met u te mag deel. Eerstens 'n bondige lewensskets. Engela Maria van Rooyen, Nooi Kritzinger, het die eerste lewenslig op 26 Mei 1941 in Jubertina aanskou. Haar oorlede ouers, pa Benny en ma Engela, het op die onderplaas geboer. So tussen hakies. Engela het altyd entoesiasties vertel van die trekker en wa met appelkooskaste daarop, waarmee hulle na die skool vervoer is. Later van jare het oom Herklaas Kritzinger 'n chefbakkie gehad, waarmee hulle die leerders na die skool vervoer het. Engela voltooi haar matriek gedurende Desember 1959 hier aan die Hoërskool Maclachlan. Op 3 Augustus 1968 tree sy in die huwelik met Gert van Rooyen, waar die egpaar hulle op 'n plaas tot 1982 in die Bo-Kouga gevestig het. Sy het verskeie poste in die sakewêreld beklee. Vanaf 1 Maart 1989 tot 30 Junie 1993 was sy skribakassier hier in die gemeente. Haar man ontval haar in 1993, waarna sy tot Desember van daardie jaar in die dorpsbiblioteek werksaam was. Vanaf 3 Januarie 1994 tot 4 April 1996 het sy weer as skribakassier haar deel vir die plaaslike gemeente verrig. Vanaf 15 Januarie 2001 tot 31 Januarie 2004 was sy in diens van Groendalplase, Louterwater. Vanaf 1 Februarie 2004 tot 31 Augustus beklee sy 2 poste gelyktydig by Huis Formosa, die van huishoudster en administratiewe beampte, waarna sy besluit het dat dit tyd was om uit diens te tree.
Die volgende datums is belangrik. 1988 tot 1992. 1994 tot 1996. 2005 tot 2007 was sy die diaken in hierdie gemeente. Ook vir die laaste aantal jare was hy hier die ouderling, maar ook die dienswerker by Huis Formosa. Onomwonde kan ek vandag bevestig dat sy waarde tot die gemeenskap, haar kerk, elke besigheid waar sy in diens was en haar familie waarde toegevoeg het. Tweedens, hoe onthou haar kinders haar? Haar naam spreek vanself, 'n engel. So tussen hakies, ek wil persoonlik so ver gaan om te sê dat haar tweede naam, Maria, typerend was soos die dienende Maria, waarvan ons in die Bybel lees. Ons kinders sal haar onthou as die mamma wat uit haar pad gegaan het om vir ons te sorg, met tere liefde, self toe ons groot was. Dit is 'n blikkie koekies nou, volgende keer boerbeskuit, dan weer 'n lekker gebakte pudding en Kerstye, die heerlike vrugtekoek. Ons onthou haar as die mamma wat Sondag met bedsokkies en voorskoot oor haar kerkrok aangetrek, voor die stoof gestaan en die heerlikste middagmaal voorgesit het. Let wel, die hoed was darm mooi in die kas gebeere. Dit met verwysing na die kerkshoed. As jy dit naad los was, of daar 'n soem uit was, het sy dit herstel. Altyd daarna met die woorde, a stitch in time saves 9. Skottelgoed was haar ding. Dalk nie so vinnig nie, maar definitief deeglik. Altyd vir ons gesê, die seep moet eers afgespoel word. Die veld was haar liefde, want die stapskoene was altyd ingepak, wanneer daar gekuie word en bosse veldblomme gepluk word, waarmee sy die mooiste rangskikkings opgetower het. Ook haar vragte boeke het nie agtergebly nie, en tot laat in die nag het haar leeslamp geskyn. Die meeste van ons sal haar onthou in haar standvastigheid en haar geloof, en 'n ongelooflike liefde vir haar Skepper wat in haar dade sigbaar was. Alhoewel die 4 maande se lyding haar liggaam afgetakel het, weet ons dat sy nou veilig by die Vader se voete is. Derdens, ek deel graag die volgende eienskappe van Engela soos ons haar oor die jare heen leer ken het. 1. Engela was myns insiens 'n introwert, wat eerder gedoen het en gehelp het as om net te praat. Ek onthou hoe sy tydens haar dienstermyn en tydens haar verblyf by Huis Formosa die groenvye voorberei, gekook en gebottel het, en soveel ander produkte wat jaarliks by die kerk en die Formosa dankfeeste verkoop kon word. Sy het elke taak deeglik uitgevoer. 2. Sy was 'n nougesette, loyale en eerlike persoon, wat baie keer met 'n glimlag vir jou kon sê, jy gebruik te veel prit om die koevert toe te plak. Ek wil glo dat by al die besighede en organisasies waar sy werksaam was, haar loyaliteit, eerlikheid en dissipline ontsaglike voordele en waarde toegevoeg het. 3. Altyd het sy op 'n beleefde wyse die hoogste agting en respek vir haar meerderes, mede-inwoners, personeel en ook vir die besoekers gehad. 4. By Huis Formosa het sy nooit klagtes gehad nie. Nie oor die kos of oor die inwoners en die personeel nie. Nooit het sy negatiewe uitlatings versus Huis Formosa in die dorp versprei nie. Kinderpraatjies
was nie deel van haar menswees nie. 5. Sy was die persoon wat die saal by Huis Formosa van die weeklikse bidduur in gereedheid gebring het. Sy het die blomme op die tafel haar verantwoordelikheid gemaak. Die herorganisering en regpak van die biblioteek by Huis Formosa was haar inisiatief en selfopgelegde taak. Vanoggend kan ek sê bravo. 6. Sy het 'n baie goeie sin vir humor gehad. Selfs toe ek haar vertel het van die dag toe 'n muis in haar ma Engela se kamer ingeglip het, terwyl haar ma 'n heerlike slaapie ingekry die middag. Of die keer toe oom en tannie by Huis Formosa entoesiasties was om in die huwelik te tree, het sy heerlik saamgelag. 7. Sy was altyd dankbaar en wanneer sy saam met ons in die busie iewers heen gereis het, het sy altyd in oormaat dankie gesê. 8. Sy was 'n persoon wat lief was vir haar tuin. Sy het baie dae hard in die tuin gewerk en dit was bevestigend van haar dae op die onderplaas en later op die plaas daar in die Bokouge. 9. Laastens, maar nie die minste nie. Benewens haar bedrywenheid was haar godsdiens en geestelike ingesteldheid haar belangrikste prioriteit. Daarom sal die mooi herinneringe van Engela Maria van Rooyen vir haar kerk, familie en vriende ons altyd bybly. Baie dankie. Liewe kinders van die Here, ontvang nou sy seën en gaan heen met sy vrede in julle harte. Die genade van die Here Jesus Christus sal altyd by julle wees. Die liefde van God sal nooit ophou nie. En die teenwoordigheid van God die Heilige Gees sal onder alle omstandighede by julle wees en vir julle lei. Amen.